Hallo almal, dis Igno en in hierdie kort les gaan ek vir julle net 'n paar wenke gee oor Adobe Bridge. Ek aanvaar julle het al deur 'n paar van die vorige lesse gewerk. Nou, kom ons gaan kyk sommer na 'n paar dingetjies. Julle sal onthou dat ek my eie werkspasie opgestel het, so ek kan gaan na Window, Workspace en daardie werkspasie en nou kan ek 'n foto gaan selekteer. Ek sal waarskynlik daai 'n bietjie kleiner maak, my werkspasie so save. Hulle dan aan daai kant 'n bietjie groter maak om beter te kan sien, weer aan die onderkant 'n bietjie groter maak en nou kan ek deur die foto's werk. Maar ek wil julle nog 'n paar goedjies wys. Die eerste ene is, julle sal onthou toe ons die foto's geïmport het, so nou en dan het 'n mens 'n keuse hoe die preview gaan lyk. Eintlik het jy altyd 'n keuse, maar so nou en dan wil jy hulle dadelik groot sien of maak dit nie regtig saak nie of so. Nou, binne in Bridge word voorsiening gemaak. As ek gaan na hierdie boksie toe hier regs bo, ek wil amper sê die heel linkerkantste icon aan die regterbokantste reeks van prentjies, dan sê julle sien daar so opsie Browse quickly by preferring embedded images. Dit beteken, sodra ek my foto's aflaai, gaan Bridge kyk na die foto wat, daai fotootjie wat op jou kamera se agterste skerm gewys het. Hy gaan daai fotootjie wys vir jou in die browse of in die preview area. En dan sodra jy klik op die foto, kan hy dan nog groter maak. Nou daar is, as mens net regs van die boksie kyk, dan kan mens sê prefer embedded, met ander woorde, gaan hy dit vir jou vinniger wys. High quality on demand, met ander woorde, as jy die foto kies, gaan hy die hoë kwaliteit ene oopmaak. En dan generate 100% previews, dit gaan baie geheue vat en dit gaan jou foto aflaai proses baie stadig maak. So ook always high quality. So ek verkies dikwels daai high quality on demand, wat beteken, hy gaan die foto's vinnig aflaai, die klein prentjie vir ons wys, en dan wanneer ek op die foto klik, gaan hy vir my die hoër kwaliteit foto uithaal en wys. So dis net 'n belangrike aspek van die foto se aflaai waarop 'n mens gerus kan let. Goed, dan kan ek ook sommer gou teruggaan na Windows, Workspace en kom ons gaan na Essentials, en ek is terug by die Essentials werkspasie. Daar's nog 1 of 2 klein goedjies wat ek vir julle wil wys, byvoorbeeld dat hierdie panele kan skuif. Kom ons sê metadata, kan ek daarna boontoe vat. Keywords kan ek daarna boontoe vat, en ek kan hom of saam met metadata sit, of apart van metadata. Ek kan hulle daar by mekaar intrek. Julle sal sien as ek my muis so eentjie trek, dan gaan hulle langs mekaar in. Nou kan ek my favorites ook sommer daarna boontoe vat, as hy so groot blou blok wys. Dan beteken dit, hy gaan hom insit langs die ander. En nou het ek nog die filter wat ek ook daar kan afvat, en die collections en export wys nou hier aan die onderkant. So dis 'n moontlikheid, afhangende van hoe jy jou werkspasie wil ontwikkel, kan jy daardie tipe van skuwe ook in gedagte hou. Onthou altyd, as jy alles opkoffie, gaan jy net Windows, Workspace, Reset Workspace, en ons is terug by ons oorspronklike werkspasie. Dis nou as ek in Essentials is, reset uit die oorspronklike Essentials. As ek in Filmstrip is, en ek maak 'n paar veranderinge, byvoorbeeld so iets, en ek gaan na Window, Workspace en Reset Workspace, gaan hy die Filmstrip werkspasie vir my reset. 'n Ander ding wat nogal handig is om te weet, is dat 'n mens jou foto's kan sleep in verskillende dokumente uit die preview area uit. Nou ek gaan sommer die kortpad Ctrl F2 gebruik daar, om my die Essentials werkspasie te gee. Kom ons veronderstel ek wil een van hierdie foto's suiwer na die desktop toe vat, kan ek net daar klik, om trek, en hy is in my documents. Ekskuus, ek het hom nou nie desktop toe gevat nie. Ek kan daar klik en trek, en daar is die foto dan op die desktop. Ek sal ook kon regsklik, en sê move to, en om dan na 'n bepaalde layer toe stuur, of kies na watter folder toe, copy to, na ander bepaalde ene kopieer, dan beteken dit die oorspronklike sou ook hier bly. En dan nog 'n handige funksie, veral in aggenome wanneer ons werk met daardie groter view van ons, ek gaan sommer dubbelklik op metadata, dan sy weg, is nog 'n handige funksie om van te weet tab, wat al die kantste panele wegvat. En dan kan jy letterlik gaan kyk na 'n bepaalde foto, en jy kan hom op 'n groter of 'n kleiner manier sien, en as ek weer tab druk, dan kom hierdie kantpanele terug. So tab is 'n handige funksie, en dan wanneer ek binne in my previews is nog 'n handige funksie om van te weet die spasiebalk, wat dadelik vir my die fotoskerm groot te maak, en dan kan ek ook met die regspyltjie en die linkspyltjie deur my foto's beweeg,
en in 'n volgende les gaan ons dan kyk hoe ek dan vir hulle ster ratings kan gee en daardie tipe van goed kan doen. Dis sommer net so paar kort goedjies oor Bridge wat mense dikwels nie van weet nie, en wat handig is. Julle sal ook onthou die breadcrumb trail of die path, die pad, ek dink hulle noem hom die path bar, dit is soos 'n kroeg op die pad. Mens kan altyd na window toe gaan en die path bar afskakel, dan het jy self so 'n bietjie meer spasie. Nou, een vraagie, hierdie foto's wat halfpad afsny, wat is fout, kan julle onthou? Die van julle wat fyn opgelet het, sal onthou van hierdie grid lock wat ons hier onder kan aanskakel, en boom, en het lyk sommer heel wat beter. Nou ja, ek hoop dat hierdie 5 minute julle ietsie meer oor Bridge geleer het, so 'n bietjie hersiening gedoen het, en so 'n bietjie geleentheid gegee het om net so 'n bietjie op te vang met 'n paar klein dingetjies rondom Bridge. In die volgende les gesels ons verder oor Adobe Bridge.